Goeiedag vriende, ons bring vandag weer eens vir die nuwe uitsending van die HNP se inligtingsdiens. En vandag se uitsending gaan handel oor die partymanifest van die HNP in 2004 en 2024. En dit handel eintlik daaroor dat die HNP tog sy beginsels moet duidelik stel in hierdie lae tyd. Al neem ons nie in die verkiesing deel nie, en vandag verwelkom ons vir Hermanus van der Schuyf weer eens hierso as hoofsekretaris van die HNP om deel te hê aan hierdie uitsending. Die mense sal in baie vra hoekom ons voor die 29 Mei se verkiesing 'n manifest uitreik, want hulle beskou manifest net as 'n partymanifest vir die verkiesing. En ons manifest is geprojekteer vir 'n paar jaar vorentoe. So, kan jy vir ons verduidelik hoekom het ons op hierdie stadium 'n standpunt van die manifest uitgereik? Dit is toch belangrik wat jy nou vra. Die HNP is die enigste party wat 'n manifest in hierdie tyd uitreik of beskikbaar stel. En ons neem nie deel aan die verkiesing nie. Nou hoekom? Ja. Dit gaan daaroor om die beginsels van die party duidelik te stel, dat mense kan sien wat is die party se beginsels en hoekom gaan hy nie deelneem nie. Ja, HNP erken in die eerste plek volkereg, vryheid en selfbeskikking. Volkereg van elke volk en selfbeskikking van elke volk, en daaroor kan ons nie in hierdie mengelmoes deelneem. Presies, wat jy bedoel daarby is dat die Zulus moet in Zululand stem, die Xhosas moet in Xhosa. Dis reg. Elke volk op sy eie land. So sal ons dit nou verder verduidelik. 'n Geskape werklikheid word erken sodat elke volk kan ontwikkel binne sy eie kultuur, taal en in sy land. Met ander woorde, afsonderlike ontwikkeling. Ja. Dis tog ons doelwit. Gedwonge miskenning van rasse, geslagte en volke word totaal verwerp deur die HNP, soos wat dit in die skepingsorde is. Ja. So ook absolute gelykheid van alle mense, daai totale liberale siening van almal is ewe gelyk in daai twak. En dit verhoog tog net die spanning onder mense. Presies. Dan die belangrikste punt wat ek dink in die manifest is die begrondingsbasis. Ja, ons het dit spesifiek daar ingesit. Die begrondingsbasis gaan daaroor tog die grondbeginsels van 'n manifest en van 'n party se bestaan, sy hele beleid. Die HNP erken slegs God drie-enig, die God van die Bybel, as oppergesag, en dat verantwoording net aan hom gedoen behoort te word, nie aan 'n grondwet of so nie. Geen eed van getrouheid aan 'n grondwet wat nie die oppergesag van God erken nie. Dit sal nie by ons afgaan nie. So die grondwet wat nou daar is, het alles uitgeskryf van jy moet 'n eed neem op en die grondwet as die hoogste gesag. Dit is die oppergesag, die huidige grondwet van hierdie bondregering en gemengde. Die oppergesag is die grondwet. En so dit sal ons toekoms beplanning sal wees om dit te skei en weer ons terug te keer na grondwet wat God drie-enig erken. As die enigste oppergesag. Dis waar dit gaan. So dis kan die HNP nie aan hierdie veelrassige 2024 verkiesing deelneem nie. En dit is die beginsels wat ons duidelik in die manifest. Daar's nog baie punte wat ons oor sal praat. Ons gaan vandag net oor die grondbeginsels praat. Dan kom ons wat jy net nou genoem het, wet en orde. Ja. Die wet en orde in hierdie land het heeltemal in duie gestort. Ek het vanoggend gelees dat die vertroue in die polisie het geval van iets by die 40% na 27% toe. Dis wat die volk aan die se waarde wat hulle heg aan die polisie. Sy vermoë. Ja. Ja, dit is... Jy weet hoeveel sake word nou nie meer aan die polisie voorgelê nie.
So Dis reg, jy probeer maar liewerster self die saak oplos. So die wet en orde, hoe kry 'n mens dit reg? Wet en orde, jy sal onthou, Willem Jaap maar het gesê, 'n land se regering in 'n situasie is soos 'n groot bus wat loop. En as sy brandstof opgeraak het, ry hy nog 'n lang tyd. Hy het nou 30 jaar gery. Maar hy het gesê die laaste ding wat verval is wet en orde. Want dan is dit verby. En as ons nou kyk, onafhanklikheid en partydigheid moet gehandhaaf word, wat nie meer so is in die land nie. Ja, die meeste van die goed is wetgewings wat die ANC uitdink om wet en orde te maak, dat van die ander mense, ander partye, ander buite Wat hulle hof toe in kere. vat hulle hof toe en dan sê die hof nee, dit is geldig, dan is dit wet. So ons word eintlik nie meer deur die regering beregeer nie, maar eintlik deur die hof. Ja, dis waar. So die wetgewer moet die parlement bly. Ja. Hy is die wetgewer van 'n land en 'n volk. Die wetstoepasser is die hof. So dis die onderskeid wat nie meer getref word nie. En dan sal ons baie graag weer 'n appelhof wil instel. Die appelhof is die finale, die oppergesag in die land van die wet toepassing. So ons sal daarna kyk. Ernstige misdade soos moord en brandstigting en verskriklike skade aanrig sal weer opnuut gestraf moet word op die regte manier, soos die doodstraf of baie ernstige strawe. Howe moet effektief raak, dis een belangrike ding, en dan polisie moet effektief raak. Jy het nou genoem hoe die mense se vertroue in die polisie val. Ja. Maar as jy gaan kyk na sake wat hulle net terugsit op die rak en sê onafgehandel, te min inligting. Jy weet nou die afgelope tyd met so 'n saak wat jy gewerk het dit nou beleef. Dis waar. Maar daar is sekere wette of oortredings wat ek sou en ek weet dis die grondbeginsels hierdie, maar wat ek in gewone wette wat ons later as 'n mens weer, as 'n wit regering weer regeer, as terrorisme moet klassifiseer. Ja, dit is so. Want as jy hom wil klassifiseer as 'n terrorist, dan kan jy hoef hom nie dood te maak om 'n doodstraf te gee nie, maar jy kan hom baie naby daarin vir lewenslang sit. Gewone oorlogsmetodes gebruik, Ja. as daar dis amper maar oorlog, Ja. terrorisme is oorlog. Maar jy moet dat hulle weet, hulle moet op hulle plek bly. Maar nou om af te sluit met ons aanbieding, gaan dit oor, jy weet, vandag het ons nou maar gepraat, hoekom die HNP daaraan deelneem. Tweede punt is die grondbeginsels, die basis. En waaraan deelneem? Deelneem in so 'n opsig dat ons nie stem nie. Dit moet ons baie duidelik vir die mense, dankie dat ons dit so kan sê. En dan wet en orde moet herstel word. So baie dankie. Ja, wet en orde is regtig ons wat in die middestad en die rond daar beweeg het regtig moeilikheid. Ja. Ek sien hulle sit nou al hierdie spykers op die paaie, Ja. waar jy afdraai na die woonbuurt toe om die mense te beroof. En daar is die polisie om dit op te los nie. Ja, daar is nie wetstoepassing nie. Ja. So, dankie vir jou deelname vandag. Ek dink volgende keer gaan ons meer duidelik praat oor die manifest. En dit sal weer uitkom dat die HNP stem nie in die verkiesing, maar ons stel ons saak baie duidelik. Baie dankie. Maar voor ons afsluit, kan ek bydra om te sê dat die manifest is op die Afrikaners se Facebookblad. Dankie, ja. So as ons wil gaan verder lees wat staan in die manifest, kan hulle die hele manifest so lank gaan lees. Ja, daar is die volledige manifest en ons sal later ook hier ook weer aan. Ja, ons sal weer hier dan. Baie dankie. Ja. Reg.